nuus vanaand. Die nasionale tesourie verduidelik sy besluit om die billike aandeel toelaag van 69 munisipaliteite tydelik terug te hou. Wêreldmarkte weer op die kop gekeer na uitlatings deur die Amerikaanse president Donald Trump dat die skietstilstand ooreenkoms met Iran van die baan is. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Bulletin. Die nasionale tesourie het beklemtoon dat sy besluit om die billike aandeel toelaag van 69 munisipaliteite tydelik terug te hou, daarop gemik is om die kultuur van wanbetaling hok te slaan en vrugtelose en verkwistende uitgawes te bekamp. Die tesourie sê die totale bedrag wat vir al 69 munisipaliteite teruggehou word, beloop sowat 13,5 miljard rand en sê die vrystelling van die fondse sal afhang van hoe spoedig die munisipaliteite terugbetalingsooreenkomste kan teken met onder wie waterrade, Eskom en pensioenfondse. Die versterking van fiskale dissipline en om te verseker dat daar aan finansiële bestuursvereistes voldoen word. Dit is ook deel van die nasionale tesourie se redes om die Julie billike aandeel toelaag aan 69 munisipaliteite terug te hou. Die tesourie sê 99 munisipaliteite is aanvanklik geraak, maar 30 van die munisipaliteite het betekenisvolle ondernemings gemaak. What we are requesting from those municipalities is for them to give us the payment plan that has been signed by both themselves and together with those creditors. Die tesourie verseker die publiek dat dit nie 'n impak op dienslewering sal hê nie. Nou van die 69 munisipaliteite aan wie die tesourie die Julie toelaas tydelik terughou, sluit in die Nelson Mandela Bay Metro, die Johannesburgse Metro en die Mahikeng plaaslike munisipaliteit. Die Nelson Mandela Bay Metro, wat uit 6 munisipaliteite bestaan, het historiese skuld van onregmatige, vrugtelose en verkwistende uitgawes wat soveel as 29 miljard rand beloop. Die burgemeester van die Johannesburgse Metro het by 'n media-konferensie gesê staatsentiteite skuld die Metro meer as 'n miljard rand. Die burgemeester van die Johannesburgse Metro het by 'n media-konferensie wat dringend byeengeroep is gesê, die Goudstad is nie in 'n finansiële krisis nie, maar daar is wel toenemende druk om bestendigheid te bewerkstellig. As we speak, we have received correspondence from National Treasury that confirmed that our city's 2026-2027 budget or annual budget is fully funded. This is comforting feedback as it confirms that our financial management is okay and has not reached a crisis point. Moreru het egter onthul dat staatsentiteite die Metro meer as 'n miljard rand skuld. They are owing us about 1.2 billion. They've paid us 200 million in June, and we are in discussions. We're constantly dealing with the queries that they raise, but they currently owing us 1.2 billion. It's the money we want. We may want probably to write to National Treasury ourselves, because the minister has also said departments must pay municipalities. Die Metro sê ook dat vordering gemaak word om Eskom en Randwater te betaal. We are just owing currently around Randwater, give and take, just above 900 million, which we are going to be giving them in a week or so from now. We are going to be give at least Eskom around 1.3 billion to be paid also by this coming week. Die Oos-Kaapse Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake sê die tesourie se bevindinge is geregverdig en meen 'n skuif in die plaaslike regering is nodig om verandering te bring. Die departement sê die grootste uitdaging bly om verkwistende uitgawes uit die weg te ruim. They are owing Eskom large sums of money, close to $1 billion, some of them. The second factor is on irregular and wasteful expenditure. Die burgemeester van die Nelson Mandela Bay Metro sê egter die metro se insluiting by die 69 munisipaliteite is 'n skok.
We did respond extensively to the issues raised by the Minister with portfolio of evidence. And one would remember as well that on the 30th of April, there were policies that we have passed as Council to try and make the system of managing unauthorized expenditure more tighter. Die tesourier sê die grondwetlike stappe wat hy geneem het, is 'n laaste poging om die omsigtige bestuur van openbare finansies aan te moedig. Die voorlopige skietstilstand tussen die VSA en Iran is oënskynlik aan flarde. Die VSA het meer as 80 Iranse teikens aangeval in reaksie op Iran se aanvalle op skepe in die straat van Hormuz. Iran het teruggekap met aanvalle op die VSA-bondgenote Bahrein en Kuwait. Brent olie se prys het met ongeveer 6% gestyg na opmerkings van die Amerikaanse president. Iran het 'n sogenaamde veilige roete deur die straat van Hormuz bepaal vir tankskepe wat 'n spersone by die Omanse kus uitsluit. Iran sê die 3 betrokke skepe vermoedelik onder die vlae van die Marshall-eilande, Saudi-Arabië en Liberië het waarskuwings van sy magte verontagsaam om uit die spersone te bly. Dit is tot dusver onduidelik wat die omvang van die skade aan die skepe is en geen sterftes is aangemeld nie. Binne ure na die vermeende aanvalle het die VSA volgens die sentrale bevelsentrum CENTCOM onder meer Iranse lugverdediging en kusradarstelsels, beheernetwerke en meer as 60 kleiner skepe van die Iranse revolusionêre wag aangeval. I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Die VSA het ook die opheffing van die ekonomiese sanksies teen Iran weer teruggetrek. Iran beskuldig die VSA van grove verbreeking van die memorandum van verstandhouding tussen die twee lande. Die Iranse revolusionêre wag sê hy het in reaksie 85 teikens in Bahrein en Kuwait aangeval en 'n MQ-9 hommeltuig afgeskiet. Iran se hoofvredesonderhandelaar, die parlementêre speaker Mohammad Ghalibaf, sê in 'n verklaring dat die tydvak van afknou en gijslaar neem verby is en dat sy land nie sal oorgee nie. Die toekoms van die vredesonderhandelings is onseker. Volgens Donald Trump is dit tydmors. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time. Intussen duur die daelange begrafnisseremonie vir Iranse opperleier Ayatollah Ali Khamenei voort. Miljoene mense het reeds die byeenkomste in Iran en Irak bygewoon. Sy kus het gisterand in Irak aangekom, waar hy vertoon sal word voordat dit teruggeneem word na Iran. Khamenei word môre in sy geboortestad Mashhad begrawe. Net hierna volg nog van die dag se nuusgebeure, bly by ons. Die verkiesingskommissie het politieke partye, onafhanklike kandidaate en kiesers gevra om kommentaar te lewer op die konsepgedragskode vir die bekamping van waninligting wat onlangs in die Staatskoerant gepubliseer is. Die publiek kan tot 21 Julie hul kommentaar indien en vir meer hieroor sluit die kiesbeampte in die Noord-Kaap, Elkin Topkin, by ons aan. Elkin, goeienaand en dankie dat jy by ons kan aansluit. Is aan aan die kykers en 'n plesier. Ja, reg. Kom ons begin. Die OVK verwys na die gesamentlike verantwoordelikheid van onderwie politieke partye om die verspreiding van waninligting te bekamp. Waarom is dit van belang? Ja, waninligting benadeel politieke partye maar net so erg soos wat dit die kommissie raak, die OVK. Miskien moet ek dit eers sê dat waninligting het ten doel om skade te berokken en in ons opset aan die verkiesingsproses nou spesifiek. En in baie gevalle het dit 'n negatiewe invloed op ander kiesers se sienswyse oor die OVK wat dan terselfdertyd 'n impak het op kiesersopkoms gedurende stemdag.
Dit bevraagteken die integriteit van die kommissie en kiesers verloor dan vertroue in ons prosesse en dit raak politieke partye veral omdat hulle dan steun op kiesers om hulle stemme uit te bring kom stemdag. So dit is belangrik dat ons politieke partye deel vorm in die stryd teen waninligting en dan ook om sodoende ons demokrasie te beskerm. Wat is dan die belangrikste voorskrifte van die voorgestelde gedragskode? Lizaan, daar is 3 hoofareas wat in die gedragskode uitgesonderd word. Eerstens, onderneem partye, hulle kandidaate en dan hulle ondersteuners natuurlik, om geen materiaal of inligting wat ooglopend vals is te versprei of te herversprei. Dis 'n verpligting op partye en hulle kandidaate en hulle ondersteuners om seker te maak dat hulle inligting feitelik korrek is en dat dit geverifieer word voordat hulle dit versprei. En ons wil tog almal hê dat kiesers ingeligte besluite moet neem en nie besluite neem wat gebaseer is op valse inligting. Tweedens, onderneem hulle dan ook om nie veldtogte te ondersteun wat waninligting vier of verder aanblaas. Dit skep tog 'n klimaat van verantwoordelikheid wanneer politieke partye sulke ondernemings aangaan. En dan derdens, poog hulle dan ook om voorvalle te verhoed waar daar 'n moontlikheid is dat waninformasie kiesers kan ontmoedig om te stem of waar dit mag lei tot openbare geweld, haatspraak of diskriminasie. Waar daar wel gevalle is van waninligting, bepaal die gedragskode dan dat so 'n party onmiddellik stappe moet neem om dit stop te sit en dit reg te stel, asook om hy kwaaddoeners aan die kaak te stel. En daai regstellings in binne 24 uur geskied. So, die strafoortredinge van die gedragskode is redelik erg en dit kan tot en met 10 jaar wees. So dit is nie 'n geringe straf nie. Dit is belangrik dat Jan publiek almal hier buite besef dat waninligting as ook die verspreiding daarvan hulle duur te stand kan kom. So mense maar liefst 2 keer dink voordat jy inligting vat en nie seker is of dit regtig geverifieer is en baie dankie Elken. Dit is al waarvoor ons tyd het vanaand en ons sal dan natuurlik ons oog hou op wanneer die gedragskode amptelik aanvaar sal word. Dit was die Noord-Kaapse kiesbeampte Elken Topkin. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid het 'n dringende waarskuwing uitgereik nadat 5 mense in die hospitaal opgeneem is wat gifbeker amaniet of death cap sampioene geëet het. Hy sê die nasionale gifinligting hulplyn ontvang jaarliks 1 of 2 bevestigde gevalle van reg oor die land. Daar is egter 5 bevestigde gevalle die afgelope 2 weke in die provinsie aangemeld. Die publiek word gemaan om nie sampioene te oes of te eet wat nie deur 'n erkende kenner op die gebied uitgewys is nie. Wilde sampioene kom nou oral voor in tuine, parke en woude. Een van die gevaarlikste en giftigste spesies op aarde is die gifbeker amaniet of death cap sampioen. Slegs 'n klein hoeveelheid wat ingeneem word, kan tot die dood lei. There is no reliable home test and you simply cannot tell whether a mushroom is safe by looking at it. Cooking, drying or freezing these mushrooms does not destroy the toxin. Symptoms usually start 6 to 24 hours after eating the mushroom and include severe vomiting, diarrhea and abdominal pain. Many people think they're getting better after the first illness settles, but that's often when the toxin is silently causing severe liver damage. My advice is simple. Don't eat wild mushrooms unless they've been positively identified by a recognized mushroom expert. Sampioenkenner Gary Goldman sê as daar twyfel is oor 'n sampioen, moet dit liefs alleen gelaat word. Die gifbeker amaniet of death cap sampioen kom reg oor die land voor. It's got a lime green cap, and that in itself, I mean, plants are green, not mushrooms. Why would people think it's an edible species? Strangely enough, the people who consume it say it's the most tasty mushroom they've ever eaten, which is just nature messing with us because it's a horrible species that breaks down your insides.
Die 5 mense in die hospitaal sterk aan, maar die departement van gesondheid sê dit is te vroeg om te bepaal of langtermynskade aangerig is aan die mense se lewerfunksie. In geval van blootstelling word die publiek aangeraai om onmiddellik mediese hulp te kry of die gif-inligting hulplyn in die Wes-Kaap by 086 155 5777 te kontak. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. En nou vir die markaanwyser soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Bly ingeskakel vir die dag se sportnuus as ook môre se weervoorspelling. En ten slotte, een van die hoogtepunte van die Knysna Oesterfees het weer die kolle gesteel toe deelnemers hul spoed, presisie en tegniek op die proef gestel het tydens die jaarlikse oesterkook en oopbreek kompetisie. Die gewilde kompetisie sien ervare oesteroopmakers wat teen tyd oesters foutloos moet oopmaak terwyl chefs kreatiewe oestergeregte voorberei. Spoed, vaardigheid en hope oesters. 'n Triomfantelike terugkeer na die wenpodium vir vanjaar se kampioen wat 12 oesters in net 1 minuut oopgemaak het. From 2015, 2016, 2017, I was a champion of the shacking competition, and I'm feel well. I'm feel well, serious, because I didn't think I would be the winner today. Vanjaar het plaaslike chefs die oester en fynproevers geregte omskep en feesgangers beïndruk met verskillende geure en kreatiewe aanbiedings. Vanjaar se wenner het seekos en vleis gekombineer vir 'n uitsonderlike smaaksensasie. Ons voel baie goed omdat vir een of ander rede dit stadig begin, maar na die tyd toe mense terugkom en weer terugkom, het ons geweet ons het 'n wenner op ons naam. George, hierso sê. Hulle wil praat so 'n bietjie wat se inspirasie agter die resep. Die inspirasie is ons kom van die Bosveld af, ons het see toe getrek. So ons wil net die flavours kombineer het en ja, ons dink dit werk. Die kompetisie is een van die Oesterfees se grootste trekpleisters en vier die skulpvis wat sinoniem is met Knysna. Ek was 'n 10 van die top restaurante in Knysna. Jy kan nie beter nie en dit is ongelooflik die resepte en die kreatiwiteit waarmee hulle gekom het om vanaand vir al die gaste te bederf. Dis is nou al 'n hele paar jaar in die kompetisie in en natuurlik met COVID was daar 'n bietjie van 'n negativiteit, maar ons het dit weer opgebou en soos jy vanaand kan sien, ons is uitverkoop, almal is hier, almal het gees. Die kulinaire kompetisie vorm deel van 'n propvol feesprogram met kos, wyn, kuns, sport en gesinsaktiwiteite wat Sondag tot 'n einde loop. Tanya Krause, SAK nuus, Knysna in die Wes-Kaap. En dit is dan al van die Afrikaanse nuusspan. Mooi bly, totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag gaan betref, wolklose toestande kom voor in die grootste dele van die land met enkele buie wat verwag word langs die aangrensende binneland asook in die kus van die Wes en die Oos-Kaap. 'n Koue front beweeg ook deur oor die suide. As ons kyk na môre, wolklose toestande kan verwag word in die grootste dele van die land met oggendmiskolle wat verwag word langs die Noord-Kaapkus en met bewolkte toestande wat voor kan kom langs die Suidkus en 'n streek ook langs die Ooskus. Kom ons kyk na as minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n sonnige dag kan verwag word onder koel. Pretoria het 'n maksimum van 22 en 'n minimum van 3. Johannesburg se minimum is 3 en 'n maksimum van 20. In Limpopo 'n sonnige dag kan ook verwag word. Dit is koel tot warm. Messina te
maximum van 26 grade en 'n minimum van 8. Polokwane het 'n maximum van 23. In Mpumalanga, 'n warme dag kan verwag word in die provinsie. Dit is koeler in Sekunda met 'n minimum van 2 en 'n maximum van 21. Dan beweeg ons kuslangs na KwaZulu-Natal. 'n Warme dag kan verwag word. Dit is koel in Kokstad oornag met 'n minimum van 3 en 'n maximum van 18 grade. Durban het 'n maximum van 23. Richards Bay se maximum is ook 23 grade. In die Oos-Kaap bewolkte toestande kan voorkom in die westelike dele van hierdie provinsie. Andersins is dit koud. Dit is ook ysig oornag in Willowmore met 'n minimum van 7 en 'n maximum van 13. Topeka se maximum 17 grade. In die Wes-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word in die binneland. Dit is ook bewolkend langs die kus met enkele buie wat voor kan kom langs die kus. Dit is ook koel in hierdie provinsie. Mossel Bay en Georgia maximum is 15. Kaapstad het 'n minimum van 10 en 'n maximum van 16. In die Noord-Kaap dit is gedeeltelik bewolk, anders koel. Appington se maximum is 25 grade en 'n minimum van 4. De Aar se minimum is 7 met 'n maximum van 19. Terug in die binneland in die Vrystaat, 'n koel dag kan verwag word. Velkom met 'n maximum van 20, asook Bloemfontein, Gariepdam se minimum is 4 met 'n maximum van 18. Dan laastens Noordwes, gedeeltelik bewolkte toestande kom voor. Anders is dit ook warm in hierdie eerder koel in hierdie provinsie. Ottosdal se maximum is 20 grade. Vryburg het 'n minimum van 3 en 'n maximum van 21. Dis 'n afval ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.